Keetmanshoop het verlede week gewemel met hulle skou wat daar plaasgevind het. Dit is natuurlik die landbou, nywerheid en toerisme skou wat daar plaasgevind het. En vandag gaan loer ons bietjie wat het daar gebeur. Hallo en welkom by Klets Kompas. Voordat ons gaan loer by wat bekend staan as Kaiti, dit is nou natuurlik die skou, gaan kyk ons eers na die nuutste nuushooftrekke en vir nou kyk ons na die heel eerste inskrywings in Republikeinse Kiki kompetisie. Henry het Lamprecht saam met my in die Klets Kompas ateljee. Henry, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dit is nie woensdag nie, dit is nog nie klein Saterdag. Dis klein Vrydag vandag. Môre is woensdag. So Klein Vrydag. Klein Saterdag, so vandag is klein Vrydag. Ons gaan hom maar so klein, ons gaan hom trade maak. Nee, julle kan nie daai idee kry nie. Onsinne. Okay. En dan op die voorblad van vandag se Republikein word daar 'n kapsie gemaak oor 'n pad naby Oudtshoorn. Ja, Irene, dit is naby 'n baie bekende lodge, Oegap, het ek net gehou, want daar's 'n hele paar, Oegap Game Farm and Lodge, Vingerklip Lodge, Oegap. So dit is 'n, ek weet ons was al by Oegap Vingerklip Lodge, dit is verskriklik mooi daar. En jy kan dink dit lok verskriklik baie duisende toeriste. Nou die eienaar wat sê in 10 jaar was daar nog geen opgraderings of niks nie, met die goeie reën wat hulle ontvang het, erosie, die pad heeltemal verspoel. Hulle moet aan mekaar toeriste gaan help, wat of vassit, of hulle moet trekkers en goed, of hulle voertuie gebruik om hulle te kry, en dan beskuldig hy die paaie owerheid daarvan dat hulle nie, wat noem dit, instandhouding, daar is net absoluut geen instandhouding nie, en dit het 'n impak op hulle toeriste, en jy kan nou dink, daai lodges word natuurlik negatief geraak, en die paaie owerheid wat toe nou gereageer het, en gesê het, ja, dit is deel van 'n hergrysing projek. Hulle sê daar is stootskrapers, maar ek weet nie hoe baie ry jy op grondpaaie nie, maar jy kan 'n grondpad net soveel keer skraap, dan werk dit glad nie meer nie. Dis hoekom hulle nou die grys bo-op moet sit, maar daar is nou nie geld daarvoor vir dit nou nie, maar hulle gaan nou so lank wegvoerwalle, dat ten minste as dit reën dat die water wegvloei van die pad af, ja. Ja, en dan ook Adam Hartman wat hier berig oor meer as 70 inwoners van Swakopmund wat amptelike besware in 'n klagskrif oorhandig het, ingedien het, oor 'n 5-ster hotel wat glo gebou moet word by 'n fiksheidspark. Ja, dit is letterlik, Irene, dis tussen 2 huise, so eintlik is dit 'n residensiële gebied, en dis 1500 vierkante meter, en dit is as enkel residensieel geresoneer, of gesoneer, en ontwikkelaar wat nou daar tussen die 2 huise, wil hy 'n 5-ster boutique hotel oprig. En een van die persone wat nou hierdie petisie lei, wat sê, jy weet self hoe mooi is Swakopmund se tuine. En hy vertel hy het 100 palmbome geplant. 2015 het hy begin om die tuin, so hy en die munisipaliteit onderhou hierdie tuin. So met ander woorde, dit gaan alles weg. So in beginsel is goedgekeur vir selfsorgeenhede en dan natuurlik 'n beperkte hoogte. Maar ek dink nie dit is die einde van die saak nie. Ek voel daar's genoeg. Daar's mos plek buite Swakopmund, en daai tuine en goed maak dit lyk so verskriklik mooi nou daar. Dit is wat dit sy karakter gee. So dit sal jammer wees as dit gebeur, maar dit is nog nie vasbesluit nie. En natuurlik hierdie fiksheidsparke wat nou al, ek glo van die laat 2010s, vroeë 2020s, jare, wat die munisipaliteit dit oprig, en die munisipaliteit is baie gewild vir die oprig van hierdie fiksheidsparke.
onder inwoners en dit was so lekker vir baie inwoners want jy weet, Kinders gaan speel daar, ouers gaan sit daar. Ja. Ja, dit is so mooi om net daar te gaan sit, ja. ja, dit het mense 'n bietjie uit die huis uit gekry en so en natuurlik nou soos wat jy praat van die tuine wat swak op moet sy unieke Absoluut unieke karakter gee, ja. Ja. En dan hier bo die foulyn het jy 'n storie geskryf oor oom Hansie en tannie Meisie. Is dit nie die mooiste storie nie? Oom Hansie en tannie Meisie wat hulle diamant bruilof gevier het, hulle is 60 jaar getroud. Ek ben nou mooi my datum, 28 Oktober 1965 het hulle getrou en nou op 1 November het hulle weer trou aan mekaar beloof in die Rynse kerk by Rietoog. Oom Hansie is 90 jaar oud en tannie Meisie 81. Oom Hansie is nog redelik aan die gang, tannie Meisie se gesondheid wat nou al bietjie probleme gee. Maar as dit nie die feit dat hulle so lank vir mekaar gespaar is en so lank met mekaar uithou, Irene. Ja, ek weet nie of ek so lank met 'n mens sal kan uithou nie. Dis kom ek maar liewer. Maar Henriette, jy is ook nou al, ek glo wat 30 jaar. 30 jaar. Vertel vir 'n 25-jarige meisie, wat is die geheim? Weet jy wat nie? Daar's 'n grappie wat sê, asseblief Here, moen my nie krag gee nie want dan slaan ek hom of ek maak so. Genade. Kom sê dit nou net. Jy kry nie krag daai tyd as jy hom wil voeder of hy jou wil. Ja, dit is nou met respek gesê, maar ja, dis net genade, Irene. Ja, en hulle het nogals op 'n klein dorpie ook Kambes. ontmoet. Ja, hy was 'n bouer en sy 'n huisvrou en toe het hulle op Kambes waar hulle nou ook bly, plaasie naby Rietoog het hulle nou met kleinvee geboer. So hulle hele weet jy wat Irene, ek dink dit is hulle is 'n voorbeeld vir jong mense vandag, want ek het vir een van hulle dogters gevra, wat is die les wat hulle uit hulle ouers uitkry, en dit is geduld, en dit is nou my antwoord wat ek eintlik nou vir jou gee. Daar's tye wat jy woedend is, maar dan gaan jy net aan, want dit gaan ook verby. Ja. En ja, aanvaar net daar's slegte tye, maar jy bly saam. You stick together. Ja, en dis vir my ook, ek meen dis nog 'n liefde uit 'n era voor ons selfoonskerms, voor 'n Tinder en 'n Hinge en wat so goed is daar nog. Ek dink sulke ek wil nou sê ou mense, maar ja, jou baie ouer generasie. En dis presies wat jy daar sê. Hulle was ingestel op mekaar. Hier is nou op die plaas, jy het nou nie ander goed om te doen nie. So jy moet gaan sit, Irene, en jy moet met mekaar praat en jy moet wat doen mense, compromise. Ja, kompromie vind. Ja. Ja. En die keer is ek die minste, volgende keer is jy die minste, daai goeders. En dit is actually alle verhoudings in die lewe moet so wees. En nie moet opgee nie. Jy as jy nou kwaad gaan slaap, dan help dit nou nie jy. Stap weg nie. Weer wakker en jy moet dit maar uitstoor. Ja, veral op 'n plaas, want waar toe gaan jy nou? Waar toe gaan jy? Jy gaan na die hoenderhok toe, ek gaan na die skaapkraal toe, ons sien mekaar later. Sien jou liewers op 'n plot of op 'n pos. Sien jou by pos 3. Ek kry vir jou daar waar die beeste, jy sien daar waar die beeste staan, ek kry vir jou daar wanneer ek sê. So oor 'n maand. Baie dankie dat jy by ons was. Dankie Irene. Dit was die nuus. Ons gaan kyk nou hoe het dit gegaan by Katie. Looking for your next favorite show? Tune in and dive into the action, the flavor and the stories that move you. Get moving with Flix, where fitness meets fun. For the little adventures, it's active kids, energy, games, and endless excitement. And if you're hungry for ideas, What's Cooking serves up delicious recipes and kitchen tips you can't miss. Dreaming of your future? Career Chronicles brings inspiring stories from professionals shaping tomorrow. En vir die yongstes wat nuuskierig is, Blitz Focus bring jou vinnige, vars nuus en stories net daar waar dit gebeur. For the youth, by the youth, Generation C connects, inspires and entertains. Don't forget to start your mornings right with Smell the Coffee, laughter, conversation and your daily dose of motivation.
Do make sure to catch the latest entertainment news with chill, culture, lifestyle, and stories from your community. And don't miss Sports Wrap, all the highlights, analysis, and unforgettable moments from the world of sports. Your favorite shows, your favorite stories, all in one place. Don't miss out. This is My Zone TV. I am Emmanuel Hikufe, as it was introduced. I'm a chief veterinarian, and I'm doing this presentation on behalf of the CVO. The new CVO, Dr. Kenneth Shombe, is not able to be here with us today. He traveled to Maputo on another important task. So my aim today, and I see I have some colleagues also here. I think they will join us soon. One of my colleagues is outside. She's just answering the phone. So what we are asked to do here is to discuss on the impact of foot and mouth disease, if it occurs, and also the practical implication or practical implementation of the contingency plan, of the FMD contingency plan. Ons sit nou vanaand hier so in 3 groepe, ons sentraal groep, suide groep en dan ook die noorde groep, net om vir julle so vinnig te gee. En sentraal het ons gedoen so 3.500 of 3.300 kalwers met 'n gemiddelde kopprys van $7,500, $7,580. Gemiddelde gewig 210 kg teen 'n gemiddelde prys oor die hele reeks van $36.16. Die noorde, ek weet nie wat daar gebeur het nie. Ek dink almal het kalwers gehou vir Savannah beef. 3.270 kalwers, kopprys, gemiddelde kopprys $7,250, gemiddelde gewig van 202, sê maar 203 kg met 'n prys van $35.73 gemiddeld. En dan in die suide. En mense het die ding terugtel, want as jy gaan kyk, ons suide kopers moet ongelukkig hulle kalwers in die grootste gedeelte van die tyd met hulle kalwers terugry noorde kant toe voor hulle kan uitgaan. Maar ons suide manne, en ek wil hulle geluk wens, 2061 kalwers aangebied, is gemiddelde kopprys $7,596. Always a pleasure to visit Namibia, and more importantly, always a pleasure to be with pig farmers, because we're a group of people that are providing protein, food that's needed, and as the previous speaker showed, there's potential and there's growth in the world's most popular meat currently. We bring you luxury, lifestyle and location. My.NA Property takes you inside Namibia's most stunning homes, high-end developments and hidden gems. Catch us every Tuesday at 9 p.m. because every space has a story, only on NTV. Aitsa het onlangs gaan kuier by Keetmanshoop se landbou vernuwing en toerisme skou. Kom ons gaan kyk wat daar gebeur. I extend a warm invitation to everyone in the Karas region and beyond to visit the 2025 Keetmanshoop Agricultural, Industrial and Tourism Expo. Come and experience the vibrancy, the innovation, and the hospitality that defines our region. Under the inspiring theme, Promoting Innovation through Agriculture and Trade for a Sustainable Economic Development, the significance of Keetmanshoop Agriculture Industrial Trade Expo cannot be overstated. It is a need for us to have it. It is more than just an exhibition. It is a very dynamic platform for us, where ideas converge and partnerships are forged and unknown and known opportunities are unearthed. This is the ground where our rural communities and urban communities meet.
This is our point of meet. And the hustle of Keetmanshoop emerges with the quiet wisdom of our villages. The Keetmanshoop Agricultural Show is the transition belt of improvement for our region. It is the engine that will drive the quality of our produce to get it higher and the standard of our animals to get better year after year. It is here that we learn, that we can compete, and that where we improve, ensuring that our produce is not just for our local market, but it becomes competitive and appeals to the international community for export purposes. In the agricultural sector, the platform provides a crucial space for farmers to showcase their produce, adopt innovative farming techniques, and connect with the markets, ultimately enhancing food security and rural livelihoods within our region and beyond. The industrial sector benefits immensely from exposure, allowing local businesses to display their products and services, to attract investment, and also to further explore new avenues for growth and expansion. This expo plays a pivotal role in boosting our tourism sector, highlighting not only the unique natural beauty, but also rich cultural heritage and the diverse attractions of the Xaras region. And these are the people that this expo draws. For Keetmanshoop in particular, the expo represents a significant economic injection, stimulating local trade, supporting small and medium-sized enterprises, and fostering a sense of community pride. For the Xaras region at large, this expo is a catalyst for regional development. It facilitates crucial partnerships between government, private sector, and civil society, attracting both domestic and international investments across all sectors. We as a collective envision a Xaras region which becomes a hub of innovation, becoming a leader in sustainable agriculture and premier tourist destinations. And Keetmanshoop Agricultural Industrial Expo will be instrumental in realizing this vision. For us in the South, the expansion and development of our agricultural and tourism sectors are not merely economic aspirations. They are the very bedrock upon which we will build a future of enhanced employment prospects, foster the growth of our vibrant small and medium enterprises. This strategic focus will, in return, significantly bolster our rural economy through increased production and the diversification of tourism services across this region. The synergy between agriculture and tourism, often referred to as agritourism, has been identified as a key driver for rural development globally, offering diversified income streams and promoting local products and culture. I encourage greater participation and support from all stakeholders. Let us seize this opportunity to learn, to network, and to collaborate. To the entrepreneurs, the innovators, the farmers, the artists, and the service providers, this is your platform to shine. To us, the consumers and visitors, explore the diverse offerings, support our local businesses, and discover the incredible potential of our region. Katie is een nie winsgewende organisasie wat op die been gebring is om presies 69 jaar terug om die boere, die plaasboere te ondersteun deur om voeding vir hulle diere te gee. Dit is in 'n tydperk waar daar baie droogtes was. Toe het hulle saamgekom en so 'n klein bazaar. Die organisasie, dit was dit Keetmanshoop skou
vereniging. Onder die naam het hulle geopereer. Hulle het dit gedoen om eenvoudig die boere te ondersteun, want hulle het deur 'n baie groot droogte gegaan daai tyd. En so dis maar opgebou tot waar ons vandag staan. Kyk, ons het gesien in die tye hoekom ons die naam verander is, omdat ons ander sektors ingebring het, soos die industriële sektor, waar ons gesien het dat in die suide is daar vreeslike groot industrie en toerisme. As jy kyk in die suide is dat een van die grootste toename is in die suide weens die toerisme. En dis hoekom ons hulle aan boord gebring het. Ons het definitief baie groot planne. Volgende jaar is ons nou die 70ste verjaarsdag. Van die gedeeltes op ons skoolgronde is daar reparasie wat plaasvind soos die A-gronde en dit dan by die agricultural krale ook. Die rede is maar net om dit groter te maak vir volgende jaar. En dan sodat ons plaaslike mense wat hulle se produkte kom toonstel kan sien dat ons besig met reparasie is. En die rede is want ons het mos nou daai 3 sektors wat nou begin uitbrei. So ons het groter spasie nodig, ons het groter plek nodig, ons het groter die gemeenskap begin brei ook uit want ons gee 'n platform vir SMEs in verskillende sektors soos daai in die industrie sektors om hulle se produkte toon te kom stel, database te kom opbou en dan ook vir hulle kom adverteer en na die vertoning dan ook vir hulle soos ek gesê het 'n database kan opbou om buitekant hulle produkte te verkoop, handgemaakte produkte in die industrie van toerisme en dan ook self in die agriculture. Ek moet vir jou sê op die stadium is ons nou met die vee, klein vee, het is nou al so begin bou dat ons staan nou al oor die 130 vee wat exhibit word. Wat diere teenoor mekaar sal kom blootgestel word, hulle kom exhibit, hulle toon dit en dan speel hulle teen mekaar af en dan gee ons groot pryse vir die wenners. Kyk dit 2025 wat u kan verwag, soos ek gesê het, daar is 'n redelike verbetering in die agricultural industry. Daar is agricultural implemente wat kom blootgestel word. Daar is breeders, ek weet nie of u gehoor het van die gallopers nie, wat ons fisies toon kan kom stel en dan ook 'n kursus, so 'n klein kursus kom aanbied waarvandaan die gallopers kom, met watter breed is hulle bymekaar gebring en want dis een breed wat in die suide gedoen word. En baie van Namibia of die internasionale mense weet nog nie regtig waarvandaan hulle kom nie. So ons gee hulle daai platform om bietjie vir die jong opkomende boere te kan wys waarvandaan hierdie teel kom en dan hoe lyk die vleis en wat kan hulle verwag as hulle in daai tipe. En dan gaan ons ook 'n paar van die implemente machineries gaan bietjie ge-exhibit word, dit kan gewys word vir die farmers wat opkom. En dan gaan ook redelik klomp diere kom vir die skou. So ek sien regtig waaruit dat daai gedeelte weer lewend word, want dis die sektor wat die skou mee begin is. En met die jare soos COVID het dit bietjie plat geval. Ons het redelike challenge gehad om dit weer op te bring op die been. En ons bou daarna toe dat ons volgende jaar 'n baie groot skou, 'n baie groot auction gaan hê. Ek sien dit dat die platform wat ons nou hierdie jaar skep vir volgende jaar gaan baie groot wees. Ja, ek moet sê Keetmanshoop se gemeenskap baie dankie vir hulle ondersteuning. Vir die omliggende plekke baie dankie. Hulle kom in so ver soos Oranje Moon Lourdes om te kom na die expo. Die visie kom ons die skou geplant is, moet ons nie laat doodloop nie. En dit was om geld te generate, om terug te ploeg in die agriculture gedeelte in die industrie gedeelte, in die SMEs en dan ook in die toerisme opkomende besighede. Dis die rede hoekom ons dit doen. En dit wil sê dit moet doodloop. So hulle moet betrokke raak. Die grootste ding is dat wat ek die gemeenskap wil sê is dat hulle moenie vergeet wat se finansiële input deur Katie se platform vir die dorp bring nie. Ons bring vir economical boost is dit groot. Ek het nou onlangs het ek vir ons komitee net so 'n kleed om so summary gemaak. Die stalletjies wat ons hier het en daai mense wat geakkommodeer word by die BNB, wat hulle kostes vir hierdie dorp invloed. En dis amper oor die R800,000 net vir daai 7 dae.
Nou kyk ons nou net die stelletjies wat ons huisves, wat moet akkommodasie kry. Ons praat nie van die etes, ons praat nie van ek het 'n waslap vergeet, ek het 'n tandeborsel vergeet, ek stap hier in en ek gaan koop vir my rooi wyntjie en ek gaan by Spar en koop vrugte en ek gaan ek 1 of 2 mense was siek en ek gaan hospitaal doen. Ek praat nie eens daai expenses nie. Nou en die grootste ding is ek praat eintlik van die servicestasies, die petrol wat moet gevul word, die petrol wat gevul word vir die deurlopend van die week wat teruggaan nie. Dit is 'n massiewe platform vir die dorp, vir die economic kan ek sê 'n blas wat ons bring vir die dorp. So die gemeenskap moet dit nie vergeet nie. So if they don't come, as hulle nie kom na hierdie event toe nie, dan gaan die minder stalletjies kom en minder stalletjies meen minder mense vir die dorp, minder voete, minder besigheid. Groter mense, baie meer mense, baie meer opportunities vir hulle. Die SMEs wat ons gebruik vir plaaslike soos die skoonmaakwerk en die securities, beveiliging en so aan, is al klaar 'n groot som per dag wat ons weggee en dis vir plaaslike mense. Die general werkers wat ons aanstel vir gedurende vir 2 weke voor die skou en die skou gedeelte, moet ek sê ons spandeer amper dis minus 21 werkers wat is mense wat ons werk gee. So ek dink daar werkskeping is daar so die input wat ons bring vir die economical input vir die dorp is daar so. So die is 'n helpende hand vir munisipaliteit vir die dorp. En daarmee die einde van vandag se episode van Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou ons is môre weer terug om 12:30 op Netwerk Televisie as ook oneup2.com. Maar tot dan is dit mooi bly.